Voor ons begin wil ek jou gou, ek vertel vir Ilse in die kar, iemand anders is 'n getuienis en dit laat my so 'n bietjie dink aan, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, weet ek hoef geen onheil te vrees nie. Ek kom in Checkers vanmiddag, en een van my vriende wat saam met my op skool was, hy werk al 28 jaar vir Checkers. En ek vra hoe gaan dit? Hy sê kom ek vertel jou gou-gou hoe gaan dit. Hy sê verlede maand kry hy 'n klop aan die deur en hy besef maar dis onmoontlik want hy het hekke en hy het mure, dis onmoontlik. En hy maak die deur oop en 2 mans met balaklava stamp hom in die huis en slat hom oor die kop. En hy sê gelukkig verloor hy nie bewussyn nie en hy gaan sit op die stoel en hy sê maar daar's 'n kalmte oor hom. En toe hy gaan sit, toe sê hy vir die man met die balaklava, ek kan niks sien sonder my bril nie, ag gee net my bril aan. Hy sê die man buik en hy maak sy bril vir hom skoon, gee sy bril vir hom. Hy sê, weet jy wat, dis nou 6uur, ek moet my bloeddrukpil 6uur drink. Die ou sê, waar's jou pille? Hy gaan kombuis toe, hy gaan haal sy pilletjie, hy gooi vir hom 'n glas water in, hy laat sy pilletjie drink. Hy sê en hy sê, weet jy wat, my klein hondjie is buite, hy moet 6uur inkom. En hy moet kos kry. Hy sê die man is weg, gaan haal die hond, gee vir die hond kos. Hy sê nou begin die man om 'n bietjie rondpluk en hy sê man, ek werk net vir Checkers, ek kry nie Checkers se geld, dit kom nie huis toe nie. So waarmee help ek? En hulle sê nee, maar hulle soek geld. Hy sê ek het nie geld nie. En hy sê hulle vat sy selfoon en hy sê ag hoor gou hierso. Wil jy nie my SIM-kaart uithaal nie want dis daarom 'n groot gesukkel as my SIM-kaart weg is. Hy sê hulle haal sy SIM-kaart uit. Gee hom vir hom. Hulle vat sy beursie, hy sê, weet jy wat, wag net gou. My lisensie, as jy my lisensie vat, het ek moeilikheid. Hulle haal sy lisensie uit, hulle gee sy lisensie. Hulle vat sy laptop, sy TV, sy microwave, hulle vat 'n klomp goed. Toe hulle klaar is, so sê hulle, maar hoe gaan ons nou wegkom? En die ander ou sê, ons gaan sy kar vat. Hy sê, wag net gou. Ek het net 1 kar. Laai alles in die kar, dan ry julle tot waar julle wil kom, dan laai julle dit uit, dan los julle my kar daar, die polisie sal hom kry, en alles gebeur net so. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Geen onheil hoef jy te vrees nie, want die Here is met jou. Al klop daar 2 in jou deur, jy is nog steeds in die hande van die Here. Is dit nie 'n mooi getuienis nie? Hierdie is nie 'n gelowige ou nie, hy vertel my van verbaasing, en ek dink, sjoe, ek wonder of jy besef, hoe goed die Here vir jou was. So ek wil jou net so 'n bietjie bemoedig deur om vir jou te sê, al gaan jy ook deur moeilike tye, hou goeie moed, die Here is nog steeds in beheer. Here, dankie vir die voorreg wat ons vanaand het om in die huis te kan wees. Here, ek wil vanaand bid dat U ons samesyn sal seën en dat hierdie woord ook vanaand op vrugbare grond sal val. Amen. Nou, ons is op die oomblik so 'n bietjie besig. Ons het verlede 2 weke terug gesê dat as jy siek is, dan gaan jy dokter toe, dan kry jy 'n voorskrif. En die voorskrif werk so dat jy alles op die voorskrif moet kry, want die een pilletjie help vir die ander pilletjie. Die een pilletjie gee jou kopseer, so die ander pilletjie help dat jou kopseer weer weggaan. En net so het Salomo vir ons 'n voorskrif gegee van hoe om geestelik gesond te wees. En dit werk maar net soos hierdie voorskrif. Jy kan nie net een van hierdie goed uithaal en sê, ek gaan net hierdie een dingetjie doen nie. Jy moet ongelukkig die hele voorskrif drink en die hele voorskrif gebruik om jou lewe, jou geestelike lewe daarom op standaard te kry. Nou, 2 weke terug, ek gaan dit nie herhaal nie, ek wil dit net vir jou noem, het ons begin en het ons gesê, dat ou Salomo het gesê, dat in die eerste plek jy God se gebooie moet gehoorsaam. Jy kan nie jou lewe rig volgens die gebooie nie. Tweede een, jy moet liefde en getrouheid in jou lewe beoefen so ver as wat dit moontlik is. Wees lief vir mekaar en wees getrou aan mekaar. Nommer 3, vertrou op die Here. Wie het vanoggend se boodskap geluister? Psalm 118 vers 8, vertrou op die Here. Nommer 4, moenie jouself oorskat nie. So ek het dit hierdie week net weer besef. So ek is toe nie so oulik soos ek gedink het nie. Nommer 5, vereer die Here met jou besittings, met alles wat jy het, want in elk geval alles wat jy het, behoort aan die Here. Nou, nommer 6 is een van daai interessante goedjies waarmee ons almal sukkel. Salomo skryf in vers 11, hy sê, my seun, moet dit nie vir ons agsaam wanneer ek jou reg help nie. Moenie jou verset wanneer die Here jou tug nie. Vers 12, die Here bestraf die mens wat hy lief het, soos 'n pa sy seun tugtig. Nommer 6 is, moenie kwaad word as die Here jou straf nie. Nou,
Ek weet dis iets waarvan ons nie hou nie. Ek onthou toe ons klein was en die kinders so bietjie met hulle geraas, dan het hulle op die mat neergeval en sulke tantrums gegooi. En baie kere wanneer die Here ons so bietjie wil help omdat ons besig is om verkeerd te doen en die Here ons so bietjie tig, dan raak ons soos kinders, dan raak ons opstandig en jy wil amper 'n tantrum gooi en ek hoor so rukkie terug iemand sê, "Sjoe, ek was in die moeilikheid en die Here het my nie uitgehelp nie. Ek gaan ook nie weer kerk toe kom nie en ek gaan ook nie weer bid nie en ek gaan ook nie weer Bybel lees nie." Want jy's kwaad en as jy mooi gaan terugdink, was dit eintlik die Here wat jou net op 'n manier 'n bietjie wou tig sodat hy jou kan terugkry op die plek waar jy wou moet wees. Net soos 'n aardse pa. Is die Here daar om ons te keer van swaar kry, om ons te keer van seer kry, om ons te help wanneer hy sien ons is besig om van die pad af te gaan, selfs wanneer ons sondes doen en dinge doen waarvan die Here nie hou nie, dan gaan hy jou so 'n bietjie tig net om jou weer terug te kry daar waar jy moet kry. Ons het altyd gesê, jy moet die boontjies buig terwyl hulle jonk is. Jy leer die kinders wanneer hulle iets verkeerd doen, terwyl hulle klein is, stig jy hulle, sodat jy hulle kan op die pad hou, en wanneer hulle groter word, dan weet hulle die weg wat hulle moet loop. En net so is dit die Here se verantwoordelikheid as ons aardse hemelse Vader, die Abba Vader, wanneer hy sien dat ek en jy, om Frans iets doen wat nie reg is nie, om ons so 'n bietjie te tig. Nou, so 'n tong in die kies, baie kere dan sien ek iemand doen iets verkeerd en dink ek, "Sjoe." En na so rukkie dan gaan daar iets in hulle lewe aan die gang en sê ek, "Ja, sien jy nou? Daar tig die Here jou." Dis nie hoe dit werk nie. Dis nou nie hoe dit werk nie. Maar die Here kan baie keer iets gebruik om jou net van op die pad wat jy is, net om jou 'n bietjie terug te kry en vir jou te sê eintlik daar waar jy is jy nie op die regte plek nie. En dan moet ek en jy nie opstandig raak nie. Ons moet nie rebelleer of 'n tantrum gooi nie, want die Here het jou beste belange in stoor. Hy weet wat hy vir jou beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. En net soos wat Ian het so 2 weke terug kyk ek op my foon en ek sien Ian moes al gery het. Ian het nog nie gery nie. Ian het verslaap. En dan moet ek bel en sê, Ian, hoor nou vir my mooi. Jy's in Pretoria, ek is hier. Jy moet nou wakker word. Jy's 'n groot man. Jy moet hom so 'n bietjie skrik maak en hom bietjie met hom raas sodat hy kan sien dat dit wat hy doen is verkeerd. En daarom, wanneer jy agterkom die Here is so 'n bietjie met jou besig, dan sê ek, is reg, Here, tigtig my sodat ek kan bly op die spore wat U vir my gelos het. Nommer 7. Wees takvol. Sjoe. Sê gou vir jou vrou langsaan, daar's 'n manier om met my te praat. Vers 21. My seun, dat ek kan maar skryf my dogter ook, moenie tak en oorleg uit die oog verloor nie. Om takvol te wees is 'n beginsel van die Bybel. Takvol te wees. Dit is nie wat jy sê nie, dit is hoe jy dit sê. Daar Elsje wys vir my vinger. Want baie kere is ons 'n bietjie haastig en ons is opgewerk en dan sê ons iets, ons het die mooiste bedoelings in ons hart. Maar dit kom verkeerd oor en dis moeilikheid. Almal sê amen. En daarom kom Salomo en hy sê, as jy vrede wil hê, as jy gesond wil wees, as jy geestelik wil groei, wees takvol. Dis verseker dat ek en jy iewers te moet bid en sê, Here, help my om 'n wag voor my mond te sit. Here, help my dat dit wat my mooiste bedoeling is, dat dit op die regte manier gekommunikeer kan word. Ek het 'n vriend gehad, ou Dave Bissett, hy het saam met my teologie geswat. Hy was 'n myner, nou dit sê alles. Hy was so 'n groot man, as ek vir Johan sien, dan dink ek aan hom. Hy het ook 'n snor gehad wat so 'n bietjie afkom, maar hy het nie hare op sy kop gehad nie, maar hy het ook so geloop. Dit was 'n regte myner. Hy het altyd gesê, man, ek is reguit, ek sê 'n ding soos hy is. En dan het ek altyd gesê, weet jy wat, jy's plainweg ongeskik. Jy's nie reguit nie, jy's ongeskik. Want daar's maniere, al is jy reguit, om takvol te wees om dinge oor te dra. Die Bybel sê, dat wanneer jy 'n ou mens moet bestraf of tig, doen jy dit op 'n ander manier. Hoekom? Want jy tak. Jy het 'n manier hoe jy dit sê. Dis eintlik hoe Jesus is. Dis eintlik hoe Jesus is. Want Jesus het in alles wat hy gedoen het, altyd
takvol gewees. Hy het nie gedink aan die boodskap wat oor moet kom nie. Hy het 'n storie vertel om harde waarheid so 'n bietjie sagter te maak met gelykenisse. En net so kan ek en jy harde waarheid op 'n sagte manier aan mense oordra. Ek dink dis iets waarmee ons almal sukkel. So partykeer so op 'n Sondag dan se ek op pad bidkamer toe en dan's iemand hier agter my met sulke klein goedjies en dan wil ek sê, "Nie nou nie man," maar dan draai ek om sê ek, "Ja tannie." Ja tannie, want ek is stakvol. Ek is nie skynheilig nie. Ek is stakvol. Kan ek jou gou ietsie vertel? Dis 'n storieetjie. Ou Gert moet Ami toe gaan en hy's uit 'n katjie by die huis en hy's verskriklik besorg oor die katjie. En hy sê vir sy pa, "Kyk asseblief vir my na die katjie. Ek gaan nou vir 2 jaar weg, kyk vir my na die katjie." En so sy Ami toe en toe hy die eerste naweek van pas terugkom, kom hy by sy pa en hy sê, "Pa, hoe gaan dit?" Sy pa sê, "Dit gaan goed." Hy sê, "Hoe gaan dit met die kat?" "Die kat is dood." Hy sê, "Nee pa, nee. Daar's maniere hoe mens hierdie harde goed oor sê." Hy sê, "Pa kon vir my gesê, die kat was in die boom. En daar het 'n wind gewaai en die kat het toe op die dak beland. En toe kan pa nie op die dak klim nie. En toe het hulle die brandweer gekry. En met al die spanning van die brandweer in die dak, het die katjie 'n hartaanval gekry. En ons het veearts toe gery en die katjie het dit nie gemaak nie." Sy pa sê, "Sjoe my kind, jy het my nou geleer hoe om takvol te wees." Hy sê, "Maar pa, terwyl ons nou praat, hoe gaan dit met ma?" Hy sê, "Ma het in die boom geklim." So daar's maniere om dinge te sê. Weet jy wat? As jy 'n woord uit jou mond uit laat gaan het, kan jy dit nooit terugtrek nie. Jy kan hoeveel kere sê, "Sorry, ek het dit nie so bedoel nie. Ag, ek is so jammer." En daai mense sal sê, "Ek vergewe jou," maar dit bly. Daarom, ek het iets van my pa geleer. Hy het altyd gesê, sy mond het hom nog nooit in die moeilikheid gekry nie, want hy praat min. Wees takvol. Wees takvol in alles wat jy doen. Dink 2 keer. Ek vergeet altyd daai versie, oom Charles hou so baie daarvan. Goeie woorde is soos goue appels. Wat is hy spreekwoord? Goue appels op silwer skingborde of so. So jou woorde moet besprinkel wees met sout sodat dit vir mense iets kan beteken. Nommer 8. Doen goed. Doen goed. Vanmiddag stop ou Pieter, ons almal ken vir Pieter, hy goeie vriend van my daar by die winkel. En hy sê, daar in La Hof is 'n tannie, sy loop so verskriklik vinnig. Ek dink julle sal haar ken in Klerksdorp. Sy loop so vinnig die tannietjie en dan bedel sy verskriklik. En hy sê oor die naweek is sy kinders by die huis en die voordeurklokkie lui en sy seun kyk by die venster uit en sy sê, "Ag, is al weer daai tannie wat so bedel." En Pieter staan op en hy sê sy seun duik hom onderste bo. En hy sê, "Nee pa, nee. Hierdie mense moet gaan werk. Hierdie mense kan nie net bedel en bedel nie." En Pieter sê, "Terwyl ek kan goed doen. Terwyl ek kan goed doen, dan doen ek dit." Hy sê en ja, hy weet sy doen verkeerde goed en sy drink en sy doen nie reg met die geld wat sy kry nie. Hy sê maar solank as wat hy kan goed doen aan iemand, dan gaan hy dit doen. Hoor gou wat sê Salomo, vers 27. Hy sê moenie wag om goed te doen vir iemand wat dit nodig het nie, veral as dit in jou vermoë is om dit nou te doen. Moenie vir jou buurman sê, "Gaan nou weg en kom môre weer, dan sal ek jou help," terwyl dit nou in jou vermoë was om daardie persoon te help. Nou ek sê nie, jy moet almal wat rondloop help en almal wat bedel iets gee nie. Jy moet tog jou saad in goeie grond sit, dan moet tog 'n opbrengs wees. Maar ou Salomo sê, doen goed, so ver as wat dit vir jou moontlik is. Doen goed. Nou, ek het so rukkie terug 'n boekie gelees. Die boek se naam is Wie se geld is dit? Nogal 'n snaakse tema vir 'n boek. Bruce Wilkinson skryf die boek en ek hou nogal van sy boeke want hulle is net so 100 blaadjies. So voordat jy moeg word, dan is jy deur die boek. Hy sê dat hy het vir homself die gewoonte aangeleer dat as hy in 'n sentrum inkom, soos Pick n Pay of Checkers en hy moet brood en melk koop, dan gaan staan hy altyd agter iemand wat hy sien swaar kry. Hy sê hulle het gewoonlik 'n halwe brood en dalk 'n blikkie vis en 'n klein bietjie melk. Ja, hy sê jy kan ons daardie mense sien. Hy sê dan gaan staan hy agter hulle en wanneer sy pakkies dan deur die teller is, dan sê hy vir die dame, ek sal betaal. Want dit is gewoonlik 20 of 30 rand. Hy sê en op hierdie manier het hy al hoeveel keer glimlagte op mense se gesigte gesit.
Want as jy nou mooi daaroor dink, ek en jy koop brood en melk en Coke en Kellogg's Rice Krispies en ons koop 'n klomp goed, wat gaan dit R20 verskil maak? Maar vir daardie persoon wat net 'n pakkie hoenderlewertjies gekoop het en net 'n halwe broodjie en 'n bietjie melk, maak daai R20 'n groot verskil. En hy skryf in hierdie boek, wie se geld is dit? Dis in elk geval die Here se geld. Doen goed waar jy die geleentheid kry. Nou, my maat het my altyd vertel, sy het die storie baie vertel. Sy sê daar was mense in hulle kerk toe in die charisma gemeente daai jare was en sy kom by Checkers en sy sien die mense staan in die ry met so 'n bietjie kruideniersware. En sy kry net die gevoel dat sy moet vir hulle geld gee. Sy ken die mense maar nie vreeslik goed nie en sy gaan en sy gee vir die vrou geld en sy sê betaal julle kruideniersware. En die volgende dag het die vrou teruggekom en gesê toe hulle in die ry staan toe bid sy en sy sê Here, ek het nie geld om die goed te betaal nie. Maar ek het dit nodig. Maar ek weet U sal voorsien voor ek by die tol kom. So jy weet nooit dit wat jy doen, dit wat goed is, werp jou brood op die water. Want na gelang van dae sal dit na jou toe terugkom. Wie aan 'n arme gee, sal nooit gebrek ly nie. Jy leen eintlik net aan die Here. En wanneer jy dit nodig het, gaan die Here dit vir jou teruggee. Nou, maak gou so. Kan jy iets ontvang as jou hand toe is? Dit gaan afrol. Maar wanneer jou hand oop is en jy gee vir iemand, dan is jou hand oop en kan jy weer ontvang. Want as jy saai, sal jy maai. Die kruts van die saak is, ou Salomo sê, doen goed. Doen goed aan almal. Nommer 9. Bewaar die vrede. Sjoe. Dis nou nogal 'n interessante een. Vers 30 sê, moenie sommer gou rusie soek met iemand wat jou eintlik niks gedoen het nie. Die ou vertaling sê, moenie twis sonder oorsaak nie. Soek die vrede. Wees 'n vredemaker. Dis tog die prentjie of die idee wat ons van Jesus gekry het van die begin af, dat Jesus 'n vredemaker was. 'n Sagte woord keer die grimmigheid af. En wanneer jy in 'n situasie kom wat iemand kwaad is en moeilik is en jy praat net saggies, dan kry jy meer gedoen as wat jy gedoen sou gekry het. Moenie konflik soek nie. Moenie 'n geveg soek nie. Sê eerder, kom ons kyk hoe kan ons hierdie storie uitsorteer. Kom ons probeer vrede inbring. Want vrede was nog altyd die beste antwoord. Nou sê jy, okay, maar ek is ook daar aan niemand se vloer lap nie, nee. En niemand gaan op my trap nie. Ek moet tog opstaan. Nee, die wraak kom die Here toe. En hy sal in elk geval vir jou die beste gee. Wees 'n vredemaker. En as iemand jou bokleed vra, dan gee hom sommer jou onderkleed. Hoekom? Want dis wat Jesus van ons verwag. En wanneer daar meer vredemakers in die wêreld gaan wees, gaan Suid-Afrika 'n beter plek wees. En as iemand voor jou in die ry indruk by Checkers, dan sê asseblief, kom verby. Ek is ook hastig, maar jy is dalk hastiger as ek. Kom ons probeer net bietjie vrede maak. Vrede. Vrede is die woordjie wat Jesus die eerste woord wat Jesus gespreek het, toe hy uit die dood uit opstaan, toe sê hy, vrede vir julle. En dis die ding wat die duiwel by ons wil steel, is vrede. So as jy môre so 'n bietjie rondry en daar gaan 'n paar goed in jou gedagtes aan, dan onthou jy doen goed, wees 'n vredemaker. En as jy dalk vanaand dink, pastoor, ek is moeg dat mense op my trap, die Here sal vir jou sorg. Doen jy wat die Here van jou verwag. Nommer 10. Moenie jaloers wees nie. Moenie jaloers wees nie. Vers 31, 'n kort versie. Moenie jaloers wees nie. Om jaloers te wees is niks anders as om afgunstig te wees van iemand anders. Die spreekwoord sê, jealousy makes you nasty. Nasty makes you fat. And who wants to be that? Die Bybel in die Ou Testament het gesê dat jy mag nie begeer nie. Nou, jaloersheid en begeer is boeties. Hulle slaap in dieselfde slaapsak. Dit gaan oor dieselfde ding. Om jaloers te wees beteken dat ek begeer dit wat iemand anders het. En jy wil dit dalk nie hoor nie. Dis een van die dinge waarmee die kerk van Jesus op die oomblik die meeste mee sukkel. Jaloersheid.
Ek is jaloers oor jou gawe. Ek is jaloers oor jou talent. Ek is jaloers oor dit wat die Here vir jou gegee het. Hoekom het die Here dit nie vir my gegee nie? Jy's tot jaloers as iemand so 'n bietjie lank met die pastoor praat, want hoekom gee hy nie vir my aandag nie? En daarom, hoor mooi, is die tronke vandaan vol. Omdat ons jaloers is. Dis hoekom mense skuld het meer as wat hulle kan betaal, want ek is jaloers. Ek begeer iets. Ek begeer iets en die Bybel sê dat jy mag nie eers jou buurman se donkie of sy vrou begeer nie. Want jaloersheid maak iets in jou hart. Weet jy wat bring dit? Siekte. Dit bring stres, want jy probeer keep up with Jones, weet dit al gehoor? Kyk, as my buurman 'n nuwe Caravelle kombi wil hê, koop, dan moet ek daarom 'n Vito koop, want ek moet tog net so 'n bietjie beter wees. Iets interessant gebeur Saterdag by ons huis. Ons hoor die polisie in die straat en is net sirenes en die polisie is te kere daar langs aan. En ek en Ilse loer so oor die muur en ons sien hulle is by ons bure. En die polisie vra, ken julle hierdie mense? Ons sê ja, dis ons bure. Hulle sê iemand het gebel en gesê daar's 'n verdagte pakkie by hulle huis afgelewer. En nou staan hulle voor hulle huis, die deur is oop, maar hulle maak nie die hek oop nie. En die goeie Samaritaan wat ek is, ek klim toe oor die muur. Ek gaan klop aan die deur, ek sien nee, die huis se sleutel lê hier, hulle kar se sleutel hier en die huis lyk so bietjie de mekaar, so hier's moeilikheid. En ek en die konstabel is binne in die huis in. En toe ek binne in die huis is, toe sê ek, "Ai tog, wat het ek nou gedoen?" Want daar staan toe 'n splinternuwe leerstel en in die ander kamer staan 'n Victoriaanse sitkamerstel en in die eetkamer staan van hierdie lang eetkamertafels en is die blinkste vloer en ek sê, "Ai tog, was ek maar my buurman gewees." Moenie jaloers wees op wat iemand anders het nie. Dit gaan jou siek maak, dit gaan jou dood maak. Hoor mooi, dit gaan jou in finansiële probleme gee wat jy nie nodig het nie. Dis hoekom die tronke vol is. Want ons begeer goed en ons is jaloers op goed wat ons nie eers hoef te hê nie. In plaas daarvan, dan bid ek eerder en sê, "Sjoe Here, U daarom vir hom Frans verskriklik geseën. Dankie. Here, dankie dat U vir hom goed is. Here, dankie dat hy op vakansie kan gaan. Here, dankie dat sy kinders vir hom mooi sorg. Ag Here, sien my ook raak." Here, ek het die wonderwerke gehoor wat U vir Pieter gedoen het. Maar my situasie, Here, sien my ook net raak. Maar dankie vir wat U vir Pieter gedoen het. En as jy daar opstaan, dan voel jy so 'n bietjie beter. Want jy het nie net in jou jaloersheid oorwin nie. Jy het nie begeer nie, maar jy het iemand geseën. So wat sê Salomo? Wees gehoorsaam. Beoefen liefde en getrouheid. Vertrou op die Here, moenie jouself oorskat nie. Vereer die Here met jou goed. Laat toe dat die Here jou so 'n bietjie straf as dit nodig is. Wees stakvol, doen goed, bewaar die vrede, moenie jaloers wees nie. Jy sê, "Sjoe, dis eintlik maklik." Gaan probeer dit. Gaan probeer dit. Dis verseker nie so maklik nie. Ek wil afsluit met so 'n kort storieetjie. Jeanette het dit vir my gestuur en dit was vir my so oulik en ek wil dit graag met jou deel. Die pastoor vra die Sondag in die kerk, wie het met 'n kar kerk toe gekom? En almal steek hulle hande op. En die tweede vraag is wat hy gevra het, wie die Here saamgebring? En almal steek hulle hande op en hy sê, "Oké, kom ek praat gou met jou." Hy sê, "Baie van ons het met ons kar hier gestop en toe ons by die kerk kom toe maak ons die boot oop, toe sê ons, Jesus klim uit, ons is nou by die kerk." Want sien, ons lewe is baie keer soos 'n kar. Ons is in die stuurwiel, ons bestuur, ons is in beheer van, maar die Here moet tog saamry, maar hy moet hier agter in die boot ry. Hy moenie te veel inmeng nie, hy moenie te veel van ons vra nie, maar die Here is in ons kar, hy ry saam met ons. Net, dit was vir my baie goed. En almal sê, "Nee, pastoor, ons sit nie die Here in die boot nie." Hy sê, "Oké, baie van julle die Here op die agterste sitplek, want kyk, die boot is daarom nie so oulik nie. Hy moet op die agterste sitplek sit, maar ek is nog steeds in beheer. Ek bestuur hierdie kar, ek ry waar ek moet ry. En as ek in die moeilikheid is, dan kyk ek om, dan sê ek, Here, waar jy nou? Here, wat moet ek nou doen? Want die Here is daarom binne in hierdie kar van my lewe." En almal sê, "Nee, dis nie ons is nie." Hy sê, "Nee, dan is die Here seker hier aan die regterkant, aan die linkerkant. Hy sit links voor. So dis maklik om met hom te kommunikeer en die Here kan met jou kommunikeer en dit is maklik om in jou kar van die lewe die Here langs jou te hê." En almal sê, "Nee, pastoor, ons weet waar gaan jy heen? Die Here moet bestuur." En hy sê, "Oké, wie in jou kar se lewe bestuur die Here?" En almal se hande is op, want die Here bestuur hulle lewe. En hy vra hierdie verskriklike mooi vraag.
En waar sit jy? As die Here dan bestuur, is jy die backseat driver. Sjoe, dit slat my tussen die kop. Wat doen 'n backseat driver? Wanneer ons ry en die Here is in bestuur van ons lewe en hy draai af hier by om goed te doen. Dan sê ons nee Here, nee, jy moet reguit aan ry hierso. Jy moet reguit aan ry. Dan sê die Here nee, maar ons moet hier afdraai want iemand het jou nodig hier. Jy moet goed doen. Nee Here, nee, ek's 'n backseat driver. U bestuur, maar ek wil darm vir u sê waar moet ons heen gaan. En dan ry jy 'n blok verder en dan draai die Here so regs af en sê die pad van vrede. Hy sê nee Here, nee, ons gaan nie nou vrede maak nie. Ons moet nog so 'n bietjie reguit aangaan. En dan kom ons by 'n plek en dan stop die Here en dan sê o nee Here, hierdie is die stopstraat van vergifnis of van nie begeer nie of nee, ons gaan nie hier stop nie, ons moet aanry. Dit help nie die Here is in die bestuursitplek en jy's die backseat driver nie. Is dit nie mooi nie? En toe ek dit luister, toe dink dit vir my aan hierdie voorskrifte wat Salomo gee. Die Here is in die beheer van ons lewe. En ons moet al hierdie 10 punte doen. En as die Here dan bestuur en hy draai af sodat ek en jy moet goed doen of moet nie begeer nie of moet al hierdie goed doen, dan moet ek sê Here, dis reg. U bestuur. Ek is nie 'n backseat driver nie. Waar ook al u my lei, daar sal ek gaan. En daarom wil ek vanaand kom bid, Here, dat u ons sal help om hierdie punte te kan doen. Salomo het moeite gedoen om met die volk te praat oor hierdie punte. En Here, ek wil u vanaand met groot gesprek wil ek u uit die boot uithaal. En ek wil u agter die stuurwiel van my lewe kom insit. En dan wil ek verder gaan en sê, Here, ek wil langs u kom sit. Want daar waar u my stuur, daar waar u my heen lei, daar waar u my lewe in bestuur, wil ek gereed wees om te kan doen dit wat ek moet doen. Here, maak my sensitief. Laat my ore geopen wees vir die stem van die Here, om te kyk waar moet ek goed doen. Waar moet ek al hierdie dinge doen waarmee ek op die oomblik sukkel. Here, u is die bestuurder van my lewe. En ek gee vanaand die stuurwiel en die sleutels van hierdie kar oor in u hande. En ek sê, Here, ek vertrou u. Waar u my stuur, Here, daar sal ek gaan. Here, dankie dat ek vanaand ook die voorreg het om te kan bid vir mense wat siek is. Here, ek dink vanaand aan nou Junior wat plat in die bed lê met griep en verkoue. En ek wil bid, Here, dat u daardie bors sal kom aanraak in die naam van Jesus. Here, ek dink vanaand aan Arulei wat daai infeksie in haar mond het. En ek wil nou kom bid, Here, die dokters weet nie wat dit is nie, maar Here, u kan dit opklaar nou in die naam van Jesus. En ek wil bid, Here, dat wanneer Pieter en Janette by die huis kom, dat daardie gesig normaal sal wees. Here, want dit is die God wat ons aanbid, die God wat wonders doen. En Here, ek het so baie name van mense wat sê, "Sjoe, ek is besig om griep te word." Ek dink aan oom Johan en tannie Diane wat vanaand so graag hier wil wees wat siek is. En ek plaas hulle nou ook in die hande van die Here. Here, vanaand wil ek vir my eie vader en my eie pa kom bid, Here. Here, u weet waartoe hy gaan, u weet wat in sy hart en sy gemoed aangaan en ek wil vra, Here, raak hom aan. Genees hom, want dit is wat u kan doen in die wonderlike naam van Jesus. So wil ek vir elkeen bid. As ek nie hulle name noem nie, Here, u ken hulle naam. U weet wat hulle nodig het. En ek wil vanaand kom vra, kom staan by hulle stil en wees ook vir hulle God van geneesheer. En almal van ons sê amen en amen.